Wildlewe-ekonomie of die ekonomie van wildboerdery is 'n relatief nuwe dissipline waar die risiko's en uitdagings in die wildbedryf binne 'n makro-ekonomiese omgewing ontleed en geïnterpreteer word. Ons gesels met Dr. Flippie Kloete, landbou-ekonoom aan die Universiteit van die Vrystaat, oor winsgewendheid in die Suid-Afrikaanse wildbedryf. Dr. Kloete is ook mede-outeur van Absa se boek oor winsgewendheid in die wildbedryf. Goeiemôre. Môre Elsa, baie dankie. Nou goed, verduidelik net eers vir ons wat behels die term wildlewe-ekonomie? Elsa, wildlewe-ekonomie verwys na die toepassing van sekere konsepte vanuit verskillende ekonomiese dissiplines op die wildbedryf. Soos byvoorbeeld die toepassing van konsepte wat kom uit natuurlike hulpbron-ekonomie, produksie-ekonomie, mikro- en makro-ekonomie, en ons pas daai konsepte dan toe op die wildbedryf en van daardie term wildlewe-ekonomie. Die wildbedryf se winsgewendheid is 'n suksesverhaal in Suid-Afrika. Is dit standhoudend? Ek dink dit is verseker standhoudend. As ons kyk na die hulpbron waarmee ons werk, het Suid-Afrika 'n komparatiewe voordeel teenoor die res van die wêreld. Nêrens in die res van die wêreld het jy die spesiesdiversifikasie wat jy in Suid-Afrika kry nie. En die feit dat ons privaat eienaarskap van wild het, dra by tot die feit dat ons 'n mededingende voordeel het tot die res van die wêreld en grootendeels tot die res van Afrika ook. So as jy vat die feit dat ons komparatief en mededingende voordeel het, dink ek as ons praktyke spreek van volhoubare benutting en ons het 'n etiese benadering tot hoe ons praktyke volg, is dit verseker volhoubaar oor die lang termyn. Goed, Flippie, watter kernfaktore beïnvloed winsgewendheid in die wildbedryf? Daar's verskillende interne en eksterne faktore wat winsgewendheid beïnvloed. Ek dink as ons praat oor interne faktore, een van die kenmerke van die wildbedryf is dat dit baie kapitaalintensief is. As jy gaan kyk na byvoorbeeld 'n vlaktewild besigheid of 'n besigheidsmodel wat op vlaktewild geskoei is, dan gaan dit jou enigiets tussen R8 en R13 voorafgaande kapitale uitleg te kos vir elke R1 se inkomste wat jy genereer. En ten spyte van die feit dat dit kapitaalintensief is, sien ons steeds dat baie boere oorkapitaliseer. Nou dit het natuurlik 'n impak op jou winsgewendheid. Nie net oorkapitalisering nie, maar of dat ek eerder sê die oorkapitalisering maak ook 'n bydrae tot jou kostestruktuur. Dit verhoog jou kostestruktuur in terme van instandhouding ensovoorts. En 'n derde baie belangrike interne faktor is natuurlik prys. Het sê dit prys is vir lewendige wild, vir jag of vleisverkope. Dit het 'n direkte impak op jou winsgewendheid. En natuurlik ekstern ook. As ons gaan kyk na beleid, die regulatoriese omgewing wat bepaal hoe ons kan besigheid doen, al daai tipe van aspekte het direkte impak op winsgewendheid. Watter praktiese raad het jy vir wildsboere wat hul winsgewendheid wil verhoog? Ek dink inligting is direk gekoppel aan winsgewendheid. Jy benodig gedetailleerde vertakking, spesifieke inligting, beide produksie en finansiële inligting. As jy nie voldoende en die regte inligting het nie, kan jy nie die regte besluitneming neem nie. En as jy nie die regte besluitneming kan neem nie, kan jy nooit bepaal hoe winsgewend jou vertakking is of nie. So ek dink inligting is basies. Boere moet genoegsame, betroubare vertakking spesifieke produksie en finansiële inligting hê om winsgewendheid te maksimeer. Ja, dit maak sin. Nou kan wildsvleis 'n beduidende rol speel as 'n addisionele inkomstebron vir wildsboere? Ek dink verseker so. As jy gaan kyk na wildsvleis, dis alom bekend of dit word alom beweer dat wildsvleis die volgende groot drywer van die bedryf gaan wees. Ek dink daar's astronomiese potensiaal vir wildsvleis. Wildsvleis op die oomblik dink ek speel al klaar 'n belangrike rol in terme van 'n addisionele bron van inkomste, veral as ons kyk na ons jagbedrywe, ons boere wat se besigheidsmodelle op trofeejag gefokus is. Daai ouens jag vir die trofee nie noodwendig vir die vleis nie. En daai vleisverkope vorm al klaar 'n groot deel addisionele inkomste vir daai boere. Ek dink net so vir ons lewendige handel ouens. Daai oorskotdiere of die diere wat deel maak van teeltroppe wat nie noodwendig in nuwe teelprogramme gebruik gaan word nie, en daai boere wat nie betrokke wil raak by die jagbedryf nie, kan die wildsvleis ketting gebruik as 'n addisionele afsetgebied vir hulle diere en sodoende 'n addisionele bron van inkomste genereer. So my siens dit doen al klaar. Is daar enigiets anders in die stadium wat jy sou uitsonder wat deur wildsboere in ag geneem moet word? Ek dink daar's baie uitdagings wat voorlê. Op hierdie stadium is een van die groot uitdagings die winsgewendheid van wildsvleis. So in terme van hoe om wildsvleis op die rakke te kry. So ek dink as jy regtig in wildsvleis wil ingaan, dan moet boere fokus op praktyke wat hulle in 'n posisie gaan sit in die toekoms om wild redelik gemaklik te oes, te verwerk en op rakke te kry. Want dit gaan direk impakteer op jou winsgewendheid en dit gaan 'n direkte impak hê op die volhoubaarheid oor tyd. Dis baie goeie raad, baie dankie. So gesels Dr. Flippie Kloete, landbou-ekonoom aan die Universiteit van die Vrystaat.